Môre hier by Adult Pharma. Nou ja, dit is Woensdag, dit is tyd vir ons YouTube video en natuurlik jy kan ons ook gaan kry daar op TikTok. Die voordeel van die YouTube video is ons kan hom so bietjie meer vet gee en so bietjie meer detail gee waar TikTok ons beperk tot en met 10 minute. Nou ja, ons onderwerp vir die week is Ozempic. My name is Paul Joubert. I am the Chief Visionary Officer at Adult Pharma. We get you better and ready on demand with instant, over-the-counter sexual health and wellness supplements, and where we liberate the conversation about sex. Ek het daar in my opskrif van TikTok het ek gesê, the Danish company that produces Ozempic has a higher turnover than Denmark's total GDP. Almal wil weet, kan ons Ozempic gebruik? Werk dit? Is dit doeltreffend? Wel, uit daai verkope uit hoef ek nie vir jou te oortuig dat die produk wel werk nie. Dieselfde met Wegovy en Mounjaro, Tirzepatide, ons gaan oor al dit 'n bietjie gesels. Jy weet nou al hoe dit werk. Ons som hierdie video ook op as 'n skakel op ons webbladsy. So as jy graag hierdie inligting wil hê, dan sit jy daar onder in die comments. Tik jy net #GLP1, #GLP1 en ons maak kontak met jou en ek stuur vir jou al hierdie inligting sodat jy 'n besluit kan neem. Ons bly baie eenvoudig hier by Adult Pharma, zero cost to consumer information and advice. Jy moet die besluit neem. Jy is die een wat verantwoordelikheid moet neem, die primêre verantwoordelikheid vir jou gesondheid. Novo Nordisk is die maatskappy wat Ozempic vervaardig daar in Denemarke. Hulle is nou meer werd as Coca-Cola en McDonald's saam. Dis hoe goed hierdie maatskappy doen. Maar ja, ons praat oor semaglutide of 'n GLP-1. Dis die hormoon wat natuurlik in jou liggaam voorkom en wat hierdie hormoon doen is hy sê vir jou maag, stuur hy 'n sein na jou brein toe om te sê, "Wow, ons het genoeg geëet, ek is versadig, jy kan ophou." Dit is die hormoon GLP-1. Ozempic mimics this action. So Ozempic doen presies dit wat 'n GLP-1 hormoon doen. Hy stuur 'n sein op na jou brein toe om te sê, "Wow, jy's vol, jy's versadig, moenie nou nog eet nie." Die belangrikste ding wat jy moet wegneem uit hierdie video uit is die volgende term. Jy weet natuurlik, ons kyk omtrent 'n goeie 20 uur se video's wat ons opsom en deurwerk. Ten minste 20 na 25 verskillende dokters en opinies en video's wat ons deurwerk op sosiale media om 'n besluit te kan neem om te sê, yes, hierdie 10 ouens stem saam oor hierdie punt, dit klink of dit reg kan wees, dan gee ons vir jou daai inligting deur. So, die term is half-life. So 'n hormoon in jou liggaam het 'n half-life. Dit beteken vandat hy vrygestel word totdat hy uitgewerk is of klaar gebruik is of opgebruik is, daardie tydperk word sy half-life genoem. En dan halveer hy weer daarnaas. Jou GLP-1 hormoon natuurlik in jou liggaam se half-life is 2 minute, 120 sekondes. Ozempic se half-life is 7 dae. En ek dink dit is waar daar probleme gaan inkom en ons gaan so 1 of 2 daarvan gaan ons bespreek. So as jy Ozempic gaan gebruik as 'n kroniese medisyne en jy gaan op dit bly, dan voorsien ek probleme vir jou op die lang termyn. As jy dit gaan gebruik vir 'n 3 maande periode om te sê, ek gaan net dit doen om daai eerste klomp kilos af te skud, in daardie proses gaan ek begin oefen, ek gaan begin reg eet, ek gaan my dieet aanpas, dan kan dit definitief vir jou werk. Wat gebeur nog? Hy help jou Ozempic om meer insulien, of hy verhoog jou afskeiding van insulien, wat beteken hoe meer insulien daar is, hoe makliker is dit om dit, jy het nou net geëet, so jy het 'n verhoogde bloedsuikervlak en insulien, hoe meer daar is makliker dan nou om met dit te werk. En dit is hoekom Ozempic so goed en gewild is
en deur FDA vir daardie doel goedgekeur is vir 'n tipe 2 diabetes wat insulienweerstandig is om hierdie verhoogde bloedsuiker te kan hanteer. Dit verminder ook die hoeveelheid suiker wat jou lewer maak, wat natuurlik tot jou voordeel is, en dan vertraag dit die proses van die kos wat deur jou maag gaan, deur jou spysvertering tot onderuit, nee. Dit vertraag daardie hele proses, so jy bly langer, jy voel langer vol en jy bly langer vol. So dit is alles deel van hierdie proses. Kom ek deel gou met jou 1 of 2 statistieke. In 2020 het 4,9 miljoen mense in die VSA 'n voorskrif gekry vir die gebruik van Ozempic. 4,9 miljoen. Dis 1 uit 8 volwasse Amerikaners. 60.000 voorskrifte word nou weekliks uitgeskryf vir die gebruik van Ozempic, Wegovy, Mounjaro, Tirzepatide is die nuwe ene. Dit is skrikwekkende syfers. Geen wonder hierdie manne maak soveel geld nie. Nog 'n ding wat jy moet verstaan is, toe Ozempic oorspronklik deur die FDA goedgekeur is in 2005, was dit 'n mikrodosering wat jy daagliks moes neem. Nou, in 2022 het hulle dit verander na 'n weeklikse dosering, en dosering is ook vergroot. So ons moet nou gaan sien wat se langtermyn gevolge gaan dit hê. Hulle beweer jy verloor tot en met 15% van jou gewigsmassa deur Ozempic te gebruik. Met al die gevalle studies waardeur ons gegaan het, kan ons sien die feite is daar, die statistieke is daar, dit is wel so. Die gevalle studies sê wel, dit was die meeste doeltreffendste wanneer iemand dit saam met 'n oefenprogram gaan doen het en saam met leefstylveranderinge rondom wat hy geëet het. So die ouens wat net Ozempic neem, gaan gewig verloor. Sy HbA1c score gaan definitief afkom. Maar jy kan dadelik sien wanneer daai persoon op Ozempic is wat nie begin oefen nie. Hulle noem dit die Ozempic face. So wat gebeur is, as jy net Ozempic neem sonder om te oefen, dan gaan jy spiermassa verloor en saam met die spiermassa gaan jy ook weefselmassa verloor. Alright, so die weefsel tussen jou spiere gaan ook opgevreet word. En dis wanneer jy hierdie Ozempic face sien. So die ou word mager en skraler en jy kan sien hy het baie gewig verloor, maar hy lyk ook 25 na 30 jaar ouer. En dit is wat gebeur is wanneer hierdie tissue tussen die spier ook saam met dit opgeëet word. Hulle sê daar, en kom ek lees vir jou die sinnetjie, as geen lewenstylverandering plaasgevind het terwyl op Ozempic nie, sal 90% van gebruikers die gewig wat hulle verloor het, weer terugwen. Soos enige ander dieet, nee. As jy nie die leefstylverandering gaan aanbring nie, dan gaan jy R1.500 'n week betaal vir hierdie inspuiting, wat duur is. En oor 'n jaar van nou af, as jy opgehou het met Ozempic, dan gaan jy heel waarskynlik al hierdie gewig weer optel. Die ander ding wat ek dink vir jou moet noem is, soos wat jy 'n sigaretboksie kry en daar in groot duidelike letters staan, moenie rook nie, dit veroorsaak kanker, so het Ozempic 'n black box warning. En dit sê daar uitdruklik, dit kan lei tot skildklierkanker. So jy word gewaarsku. So ek sal nie aanbeveel dat jy Ozempic langtermyn gebruik nie. Soos ek sê, as jy sê, luister, ek gaan dit gebruik vir 'n boost, om vir 3 maande my liggaam te skok, om baie van hierdie gewig weg te kry, en in dan daai 3 maande gaan ek 'n oefenprogram in werking stel, en ek gaan my leefstyl aanpas rondom wat ek eet, by all means, dan kan dit vir jou werk. Nou, omdat Ozempic so doeltreffend is, hou baie mense net aan met hierdie SAD leefstyl. Ons het al gepraat oor SAD, die Standard American Diet, so dis net koolhidrate en ongesonde kosse. Ek dink jy gaan 'n duur prys vir dit betaal. Want die spierweefsel tussen die spiere word saam met die gewigsverlies opgeoffer, en dan lyk jy daai Ozempic face waarvan ons gepraat het. Nou, Mounjaro is tans in die proses om ook goedgekeur te word as, dis waar die bekleier nou op sosiale media is. Ozempic is goedgekeur vir tipe 2 diabetes, en Wegovy is goedgekeur vir gewigsverlies, maar baie dokters skryf nou Ozempic ook voor vir gewigsverlies,
en dis waar al hierdie tekorte besig is om te ontstaan. So daar is nog nie langtermyn veiligheidsdata oor al hierdie wysigings nie. Ons gaan nog maar moet sien hoe dit gaan uitwerk. Ek is nie heeltemal seker of dit net voordelig gaan wees nie. Tirzepatide, hierdie nuwe een wat hulle sê wat nog meer doeltreffend gaan wees as Ozempic, so waar Ozempic en Wegovy op GLP-1 mimic, net een hormoon, gaan Tirzepatide op 2 hormone funksioneer. So hy kry GIP by, saam met die GLP-1, en dit help om bloedsuiker te verbeter en ook om jou vetmetabolisme te verbeter. Bottom line, na 20 ure se video's deurkyk en opsom en gevalle studies lees, kan ek vir jou sê, Ozempic werk, daar is 'n funksie daarvoor, jy is die eksperiment, want daar is nie langtermyn data, veiligheidsdata vir dit nie. As jy okay is daarmee, dan kan jy die produk gebruik. Een van die dinge wat ek sien hier is, omdat die voedsel langer in jou maag of in daardie hele stelsel bly, skei jy baie minder acid af, stomach acid. Stomach acid is daar, een van sy hooffunksies is nie net om die kos te verteer nie, maar dit is ook daar as 'n buffer vir jou immuunstelsel. So jy gaan definitief immuunstelsel gewys gaan jy definitief negatief geaffekteer word omdat daar minder acids in jou maag vrygestel word. Hulle noem dit the skinny jab, soos ek sê, as jy aanhou om proteïnes te eet, dan gaan jy nie daai Ozempic face hê nie, en ek sal sê beperk dit tot 3 of 6 maande, en intussen kry vir jou 'n oefenprogram in plek, kry vir jou 'n veranderde leefstyl rondom wat jy eet in plek. Ja, dit is ons storie hier, #GLP1, as jy die skakel soek. As jy laasweek se video gemis het, hy sal nou hier verskyn, het ons gesels oor Eroxon Stim Gel. Jy kan hom gaan kyk, gee ons 'n duimpie, volg ons, deel dit met iemand, en volgende week gesels ons oor stress and anxiety, en hoe dit jou fokus affekteer, en ons sê vir jou, wat kan jy gebruik, wat moet jy doen, is daar 'n supplement wat kan help om dit te bevorder. Nou ja, dis ons storie hier by Adult Pharma. Ons praat met jou volgende Woensdag, praat ons met jou oor stress en anxiety en hoe dit jou fokus beïnvloed. Sien jou volgende Woensdag.